Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug, dit is tyd volgens grantbesprekings en Sharonike Nel sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Shar. Môre julle. Ons begin volgend by die president in die hele vlootoefening Harry wat losgebreek het. En hy wat sê hy het al maande terug eintlik gesê nee vir Iran. Julle, hierdie is 'n drukkoker wat wag om te ontplof, indien dit nie al klaar dink ek agter geslote deure ontplof het nie. En die probleem met hierdie storie is, dis nie net een ding nie. Ons praat nie nou net oor die vlootoefening by Simonstad nie. Dit het verrykende gevolge. So ons weet nou al, hierdie is redelik algemene kennis. Dit het uitgekom dat president Cyril Ramaphosa vroeër al gesê het, luister, skiesie nee, Iran mag nie kom speel nie. Aanvanklik het ons gedink, hy het net gesê hulle mag nie deelneem nie. En toe sê hulle, okay, hulle was net in 'n waarnemersrol. Na die tyd vind ons toe uit, nee, hulle het wel aan die Will for Peace oefening deelgeneem. Ek dink ook wat min mense weet is, ons was nie die leidende land in hierdie nie. Dit het in ons waters plaasgevind, maar China was die hoofseun gewees van hierdie oefening. En nou het dit uitgekom, volgens 2 senior bronne in die regering, dat dit wel al November was, wat president Ramaphosa dit duidelik gemaak het, dat hulle in geen kapasiteit mag deelneem nie. En nie net een keer nie, dit is herhaaldelik gesê. So toe ons minister Angie Motshekga toe nou vinnig op haar agtervoete spring, toe dit uitkom dat hulle wel deelgeneem het, ten volle, nie net as buitestanders nie, toe sê sy wil onmiddellik 'n verslag hê van wat gebeur het. Sy gee vir hulle 7 dae, want hoe durf hulle hierdie opdrag van die president verontagsaam? 7 dae. As jy gaan kyk na elke kommissie wat ons het, wat opspring, soos 'n sampioen na die reën, en dit maande vat, daar's nie 'n manier nie. Selfs kenners wat gesê het, jy gaan as 'n persoon wat wil deelneem aan hierdie raad van ondersoek, gaan jy jou vingers verbrand as jy instem tot 'n 7 dae. So die omvang van hierdie raad is nou al daar, maar die raad is nog nie aangestel nie. So dit is wat dit moeilik maak ook. So ek weet nie wanneer ons hierdie verslag gaan kry en of ons die volle verslag gaan kry wat vrygestel word nie. Maar boonbehalwe dit, soos ek vroeër ook genoem het, hierdie gaan nie net oor die vlootoefening nie. Want terwyl hierdie polemiek aan die gang is in Suid-Afrika, het ons toe nou ook die naweek besluit om buite stemming te bly by die Verenigde Nasies se Menseregte-raad oor 'n mosie wat voorgestel is in terme van Iran. Om te kyk of daar asseblief nog oorsig kan wees. Ek voel presies dieselfde, Peer. My voet is uit. My moed is daarmee. En nou sit ons ook in die situasie waar ons reeds baie stremverhoudings het met die VSA en die deelnemers aan ons Will for Peace oefening is die 3 kuns wat op hierdie stadium die doring is in die VSA se vlees, wat dan nou China, Iran en Rusland is. Ek kan net nie verstaan as ons osself so beywer vir menseregte in die Midde-Ooste. Hoekom bly jy buite stemming? En ons is die land wat die hofsaak dryf. Hoekom bly jy buite stemming in Iran waar jy wêreldbetogings? Ek weet wat die rede is, dat dit gesê word dat hulle voel daar's eksterne lande of agente betrokke gewees in die onluste in Iran. So ek hoor wat jy sê, maar jy kan dit seker maar iewers anders sê ook in die Midde-Ooste dan as jy dit so wil stel. So hoekom as jy die land is wat so gaan menseregte, ons begin hofsaake, almal agter ons, besluit jy om by Iran buitestemming te bly. Dit is onaanvaarbaar. Maar dit is presies dit, want dis asof ons nie weet watter kant van ons broodjie ons gebotter wil hê of by wie ons brood kry nie. Ek dink dis die groot probleem, want ek stem 100% saam met jou, want ons weet wat die situasie in Iran is met die optogte en die regeringsreaksie daarop, en die mosie was om verder ondersoek in te stel. Ja. Dit was nie 'n inval of 'n drastiese militêre ingryping nie, dit was 'n ondersoek, 'n feitesending. Ons gaan nou met Prof Abel Estreise van die Universiteit van Stellenbosch juist gesels oor hierdie vlootoefeninge en bietjie hoor wat agter hierdie mense sê hierdie manipulering van internasionale betrekkinge deur ons vloot wel behels en hoe ver dit gaan. Maar voor ons daar kom plaaslike, ek wil al sê gruwel, maar plaaslike bekommernis. Die Sentiko damwal naby Barberton tussen Barberton en Kaapse Hoop kan enige oomblik volgens alle beriggewing die gees gee.
Ja, hierdie is vir my regtig nogal 'n hartverskeurende storie en iets wat my nogal redelik op my senuwees maak, want ons as jy die foto's gesien het, ons het vroeër verlede week gesien dat daar toe nou reeds 'n ontruimingsbevel is vir die onderkant van die dam, wat hulle gesê het asseblief mense moet so gou as moontlik pad gee, want die gevaar is daar. En ons praat so oor die vloede in Limpopo, ons weet gedeeltes van Mpumalanga ook, maar hierdie dam byvoorbeeld, die infrastruktuur is so verouderd dat dit nie reg was vir die hoeveelheid water wat ingekom het nie. Daar's ook nou nogal twee monde wat praat, want die ontruimingsbevel is gegee en aan die ander kant sê van die lede van die munisipaliteit ook, mense moenie te vinnig bekommerd raak nie. Ek dink wat my nou nogal hartseer maak is die feit dat die reaksie was, dis gelukkig nie 'n digbevolkte gebied nie. En ja, toegegee, daar is plantasies, maar daar's plase, dit is landelike gebiede, dis mense wat hulle lewens kan verloor in terme van mense wat lewens in gevaar is. Presies. En nou is die owerhede daar, hulle het kom ondersoek doen, hulle het gebeurlikheidsplanne in werking gestel. Die vraag is net, waar was die owerhede toe hierdie dam en infrastruktuur onderhou moes word? Waar was hulle vir jare en jare, terwyl daar gekyk moes word en ondersoek moes ingestel word, jaarliks oor hierdie damwal? Waar was hulle toe? Want ek gaan eerlik wees met jou, moenie vir my sê hierdie is iets wat oornag gebeur het nie, want hulle is tans besig om slote te grou langs die dam om te kyk of hulle van die water kan laat afloop. So ons hoop en bid dat dit wel 'n oplossing gaan wees, want sou hierdie damwal breek, sal hy die pad tussen Nelspruit en Barberton heeltemal verspoel. Jo. Nou, ons praat so van infrastruktuur wat onderhou moet word en dit voel vir my of dit 'n tema is die laaste 2 weke wat mense net hoor van infrastruktuur wat nie. Die laaste paar dekades eintlik. Dit is regtig verstommend eintlik dat ons hier is en tog is ons en nou praat ons oor rioolwater. Julle die mense in die Helderberg distrik is glad nie gelukkig nie en dit is te verstaan. Hulle het 'n optog gehou, 'n vreedsame optog, 'n petisie met oor die 5700 handtekeninge. Een van die plakate by die optog wat ook die Kaapstadse burgemeester Jordan Loos uitgedaag het om asseblief self in hulle rioolwater by die strand te kom swem. En kyk, jy weet, jy's 'n toeriste aantreklikheid as die naam letterlik die strand is. Ons almal ken dit. Ja. Dis nie 'n beskrywing nie, dit is die plek se naam. En ongelukkig word hierdie strand ook gereeld gesluit. Dis amper soos wat ons weet van in KwaZulu-Natal oor die strande daar ook. As gevolg van rioolwater, hoë vlakke van die kolie en volgens die Kaapstadse munisipaliteit sê hulle mense is besig om heeltemal te ooreageer. Kaapstad se watertoetsing is wêreldklas en ongekend op 'n wêreldvlak. Gaan nie oor die toetsing nie, dit gaan oor die riool. Plus jy kan toets soveel as wat jy wil. Dit gaan oor die inhoud van die water. Jou toets kan fantasties wees. En ek dink die uitdaging is dat as jy soveel mense het wat nou betoog teen dit, want die strande stink. Ja. Mense word siek. En ek moet wel erken waarvan ek nie bewus was nie, is dat daar wel 3 riool uitsetpunte is in die Kaap. Ek weet een is by Houtbaai, Kampsbaai en dit gaan direk in die see in. Dit is nie 'n rioolbehandelingsaanleg nie. Aan die kant Groenpunt, ja. En wat die stad Kaapstad ook nou sê is, as die gemeenskap wil hê dat daar 'n aanleg gebou moet word, gaan dit miljarde kos, maar dat hierdie afsetpunte is nie 'n gevaar nie, want is ver genoeg weg van die strande af. Nou ek is jammer, maar in my leuke opinie, as jy in 'n redelike klein gedeelte van die kuslyn 3 rioolafsetpunte het, wat jy direk in die see instoot, dit voel nie vir my lekker nie. Ek dink ook nie 5700 mense besluit net ek sal vandag op en ek is nou net nie meer lus vir wat hier aangaan nie. So daar moet duidelik iets wees. Die inwoners het gesê, jy weet die enigste tyd wat hulle aandag kry is dit die media al. Ja. Wat nogal skokkend is en die ander probleem is hulle praat oor gastehuise, restaurante waartoe mense nie meer kom nie. Mense verloor miljarde rande daai strand soos jy gesê. Jy weet is heeltyd gesluit. Ag nee man ouens, ons moet beter wees. Ek kan nie. Nee, dit is belaglik, want kyk, daar's baie dinge wat ek kan hanteer, julle, maar stinkwater en vuil water. Maar net ook in die lug. Dis Nee. in die lug. Ag nee, okay. Ek voel nou Nee, sonder lig, vuil. nou pomliks nie, lig uit. Nee, maar die reuk, hulle sê die O, die reuk reuk. hang in die lug, verstaan die hele Jy kan tyd. nie was goed buite hang nie, Peer. Gaan 'n spalletjie wees. Broek moet reg ry. Dan, ons bietjie praat oor 'n vrou wat hof toe gaan. Hoofsaaklik omdat dat klein hondjie nie klein genoeg is nie.
wil sê ek weet is nou eers Januarie, maar hier mag dalk my gunsteling storie van die hele jaar wees. Jennifer, ek het hierdie spesiaal vir jou saamgebring. Baie dankie. So die advertensiereguleringsraad was nou nogal redelik besig met hierdie saak van 2025 af en die vrou het nou haar appel ook verloor hierdie jaar. So lang storie kort, kyk nou net daai teacup jokkie. Maar blykbaar is 'n teacup jokkie nie 'n amptelike klassifikasie nie. So die vrou het 'n Yorkshire Terrier gekoop by 'n breeder en sy kom toe nou agter maar die dingetjie word groter As wat 'n teacup sou as wat 'n wees. teacup sou wees. Ja. En sy gaan toe nou na die advertensiereguleringsraad toe om te kla daaroor want sy sê dit is Geadverteer, dit is vals geadverteer. Hoe durf jy nou? En aanvanklik met die eerste saak wat daar nou teen haar beslis is, het sy gesê sy wil nie die hond teruggee nie en sy wil ook nie haar geld terug hê nie. Sy wil die geld terug hê vir die verhouding van die grootte. Vir die ekstra gewig. Vir die ekstra Proporsioneel. Proporsioneel. Ja, enigiets meer as 'n teekoppie, sy wil daai geld terug hê. Maar sy het toe nou aanvanklik die saak verloor want hulle het gesê daar is eintlik nie, ons praat in die volksmond van 'n teacup, maar hoe groot is 'n teacup nou regtig? Daar is nie volgens die Yorkshire Terrier groep 'n so 'n klassifikasie. So 'n klassifikasie nie. Daar is van die mense wat sê okay, hoor hierdie is min of meer die gewig, maar op papier glad nie. Sy het geappeleer, sy het weer verloor. Hoe kwaad moes sy gewees het om heeltyd aan te hou? Sy Ag het nee, nog steeds, kan nie. sy het nog steeds haar hondjie en al wat ek net heeltyd aan dink, dit is vir my amper soos daai vreeslike tendens wat die mense die varkies gekoop het en 2 weke later sit jy met 'n sog, presies dieselfde. Hierdie is die belaglikste ding wat ek in my lewe gehoor het. Dis daai aliens, jy het ook ene. Ek het ene en sy kan enige size wees, sy gaan nog steeds lief wees vir haar. Ek gaan nou nie skryf vir die raad van iets of iets nie. Ja, maar dit is omdat jou nie so groot is soos 'n teekoppie nie, maar eerder soos 'n urn. Myne weeg 3.5 kilos. Ek sê net. Sjoe, vandag 30 sekondes man wat baie hoog klim. Julle asseblief gaan kyk net hierdie video's. Die man se naam is Alex Honnold. Ek weet nie of julle die Free Solo dokumentêr wat die Oscar ook gewen het sal onthou nie. Hierdie man klim geboue en berge uit sonder toue of harnasse. Hy het die Taipei 101 uitgeklim, 101 vloere, amper 600 meter hoog, sonder 'n tou of 'n harnas in sig. Hy het dit reg gekry in 'n uur en 'n half. Vorige rekord met 'n harnas en 'n tou, 4 ure. 'n Gebou. Mense maar vinnig na die ou se video's gaan kyk. Ek weet nie hoe lank jy nog daarna gaan kyk nie. Nee, wel, hulle het dit regstreeks gestroom en Netflix het gesê hulle het 'n delay op hom gesit vir ingeval iets gebeur het, hulle kan Dat mense net kan skoonmaak en die mense nie sien nie. Jo, dis Maar hy het reg indrukwekkend. Hy het dit reg gekry. Dit was baie indrukwekkend For now. geweest. Sharnika, baie dankie vir die saamgesels. Dankie julle. Dit is Sharnika Nel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.